Hallo en welkom. Vandag duik ons in 'n storie wat miljoene jare in die maak was. En dis 'n verhaal wat jy nie in 'n boek gaan kry nie, nee. Hierdie een is in die fondamente van ons planeet self ingeskryf. En dis die groot vraag, né? Hoe oorleef 'n storie vir so lank? Dis nie sommer enige storie nie. Dis die verhaal van ons allervroegste voorouers. En die antwoord? Wel, dit lê begrawe en wag om ontdek te word. Soos met enige goeie speurverhaal, begin ons sin natuurlik met 'n leidraad. 'n baie ou een. Goed, kom ons gaan na die misdaadtoneel. Jy sien, hier naby Johannesburg is daar 'n plek wat heeltemal tereg die wieg van die mensdom genoem word. Dis presies hier waarvan die belangrikste leidrade oor waar ons vandaan kom gevind is. En hier is ons hoofleidrade. Aan die een kant het ons Mevrou Plas, 'n skedel wat ons meer as 2 miljoen jaar terug in tyd vat. En dan Littlefoot, die mees volledige skelet van sy soort wat nog ooit gevind is. Onthou, hierdie is nie net ou bene nie, nee, dis hoofstukke in die storie van die mensdom. Maar die vraag is, hoe op aarde het sulke ou broosgoedjies so lank oorleef? Die geheim lê nie net in die bene self nie, maar in die klip wat hulle soos 'n kombers toegedraai het, die aarde se eie perfekte tydkapsel. Die held van ons storie is iets wat sedimentêre gesteente genoem word. Stel jou voor dis soos die aarde se eie dagboek, waar elke liewe laag 'n bladsy is. Dit word basies gevorm deur laag op laag van klein deeltjies wat oor eeue heen saampak en uiteindelik kliphard word. Nou, hierdie is superbelangrik. Fossiele kan slegs in hierdie tipe rots vorm. Enige ander soort rots, sê nou maar van 'n vulkaan, sou daai bene en oorblyfsels heeltemal vernietig het. Dit maak sedimentêre gesteente dis die uiteindelike bewaarder van ons planeet se geskiedenis. So, hoe word hierdie tydkapsules dan nou eintlik gemaak? Wel, jy kan dit dan dink as 'n resep, een wat oor miljoene jare strek. Goed, hier's die basiese resep. Dit begin met verwering, dis waar rots afbreek. Dan word daai klein stukkies vervoer en ewes anders afgeset in 'n laag. Dan kry ons akkumulasie waar nuwe lae bo op die oues opstapel en laastens verdigting waar die gewig van alles bo op die onderste laag saamdruk tot soliede rots. Kom ons kyk gou 'n bietjie van naderby. So, stap 1, verwering. Dis eintlik doeteenvoudig. Dis maar net die proses waar groter rotse deur goed soos wind, reën en ys afgebreek word in kleiner stukkies, sand, modder, die basiese boustene. Dan het ons afsetting en akkumulasie. Wind en water tel hierdie deeltjies op en los dit iewers anders af, miskien op die bodem van 'n rivier of 'n meer. En oor duisende jare bou hierdie laag op, een op die ander, presies soos die laag van 'n koek. Elke enkele laag is 'n oomblikopname van daai spesifieke tyd. En dan die laaste stap, verdigting. Stel jy nou net die enorme, ondenkbare gewig van al daardie boonste laag voor. Dit trek al die water uit en sement letterlik die onderste laag saam. Dit verander los sand en modder in soliede, harde rots. En dis presies hoe ons tydkapsule vir ewig verseël word. OK, dis 'n proses van miljoene jare gelede, reg. Maar wat as ek nou vir jou sê dat die eindproduk van daai antieke resep letterlik oral om jou is op hierdie einste oomblik? Kyk gou hierna, daai antieke modder. Dit word saamgepers om skalie te vorm, wat ons vandag gebruik vir klei en bakstene. Sand van ouds word sandsteen, perfek vir ons mure en plaaswysel. En die oorblyfsels van seediere? Wel, dit word kalksteen, die hoofbestanddeel van sement en beton. Dink 'n bietjie daaroor. Daai laag modder van miljoene jare terug. Dit is heel moontlik die baksteen wat die mure van jou eie huis vorm. Dis nogal wild, né? Daardie prehistoriese sandduine wat deur wind gewaai is. Hulle is saamgepers tot die sandsteen wat vandag gebruik word vir die sypaadjies waarop ons elke dag loop. En hier stalk die mees ongelooflike een. Die oorblyfsels van ontelbare klein seediertjies vorm kalksteen. Dis die sleutelbestanddeel in die sement en beton wat ons moderne stede bou. Ons leef letterlik tussen die spooke van 'n antieke wêreld. Goed, so nou dat ons verstaan hoe die bladsyde van hierdie dagboek gemaak word, kom ons gaan terug na die stories wat daar opgeskryf is.
Nou, wanneer wetenskappers na hierdie leidrade kyk, verdeel hulle dit hoofsaaklik in twee soorte. Aan die een kant het ons liggaamsfossiele. Dis die werklike ding, soos die bene of skulpe. Aan die ander kant is daar spoorfossiele. Dink daaraan soos die voetspore wat by 'n misdaadtoneel agterbly. Dis die bewys dat iets daar was. So die een soort wys vir ons die wat, hoe 'n dinosaurus of vroeë mens gelyk het, die ander wys vir ons die hoe hulle geloop het, waar hulle nes gemaak het, hoe hulle geleef het. En dis wanneer ons die twee saamvoeg dat ons 'n regtig ryk prentjie van die verlede kry. En dit bring ons terug na waar ons begin het. Die rede waarom Suid-Afrika so 'n skatkis van fossiele is omdat ons unieke geologie net die perfekte toestande geskep het om hierdie bladsye van die aarde se dagboek te skryf. En, nog belangriker, om dit te bewaar. Ons het die proses gesien, ons het die leidrade ondersoek en ons het die ongelooflike verband met ons eie wêreld gesien. Maar die grootste vraag bly, as dit is wat ons reeds gevind het, wat lê nog daar buite, stil en wagtend in die klip, gereed om die storie van ons planeet en van onsself heeltemal te herskryf?